van my kant af vanoggend. So lekker om saam met julle te kan wees vanoggend. Laat ek begin van die vakansie. Vir die van julle wat my nie ken nie, dalk besoek julle ons vanoggend, baie welkom. My naam is Rudo. En van ons ouderlingsspan af, baie welkom as jy dalk ons besoek van 'n ander dorp af. Is lekker om jou hier te kan hê. Ek hoop jy geniet die vakansie saam met jou kinders as jy dalk hier is om te kom besoek of net vakansie te hou. Ek weet nie wie kom hou vakansie in Pretoria nie, maar as jy doen, geniet dit. Ons het 'n monument, ons het nie 'n berg nie. Ons het koppies. Maar baie welkom. Het is lekker om terug te wees. Ek is ook na die Filippyne toe en ek wil nie dit wat Dani gedeel het, dit is ek dink wat elkeen in ons harte lewe wat daar was. Ek gaan dalk maar net 2 kortlikse stories met julle deel. Ek het een aand gesit ook langs mense van Indonesië, maar eintlik het hulle gesê hulle is van Bali af. En so ek gedink hulle is van Bali af. En so wie weet dat Bali is nie 'n land nie. Ek weet dit nou. Bali is in Indonesië, vir die wat nie geweet het nie, soos ek. Dis 'n eiland. En tweedens, die maandag aand het ons gaan eet saam met Filippyne. En aan die einde van die ete kry ons 'n nagereg. En ek is nie seker presies wat alles daarin is nie, maar die hele storie moet geroer word. En dan verbind dit, en dan eet jy dit of drink jy dit. En soos ek begin roer, sê hulle, nee, jy moet dit roer. En ek roer, en hulle sê, nee, jy moet dit roer. You have to stir it. En so iets wat ons dalk nie weet nie, is dat in daai kant van die wêreld, beteken dit roer. Nie dit nie. Jy roer so. So gaan probeer bietjie jou koffie so roer vanmiddag. Werkie lekker die. Roer op so. In elk geval. As julle lees vanoggend, julle het julle Bybels, julle is welkom om uit te haal en oop te maak saam met my. In Galasiërs. Ons gaan saam lees Galasiërs 4 van vers 4 af. Dit sê, in die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore onder die wet, sodat hy hulle wat onder die wet is, kan vrykoop, ja, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. Net aan hierdie kant ook. In die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore onder die wet, sodat hy hulle wat onder die wet is, kan vrykoop, ja, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. Dis die woord van God, kom ons bid saam. Dankie Here vir die woord. Dankie dat ons die woord kan lees en uit die woord kan leer. Dankie dat op dae soos die, voor weke soos die Here, dat ons kan onthou wat U vir ons gedoen het aan die kruis. En mag dit opnuut 'n openbaring wees, Here, dat wat U gedoen het, Here, was nie ligtelik nie. Dit was 'n opoffering. Dankie dat U U lewe gegee het. Mag ons met dankbare harte hierdie week onthou wat U vir ons gedoen het. En mag dit nooit net by ons bly nie, Here. Maar mag ons die evangelie, die goeie nuus van Jesus vat so ver as wat ons kan. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Wat 'n belangrike week in ons Christene geskiedenis wat voor ons lê. Paasfees, Pasga of die lydingstydperk. Ek weet nie presies hoe jy dit sê hierdie week, in Engels is dit the Passion Week, Passieweek, en vandag is Palm Sondag. Vrydag, Goeie Vrydag, en Sondag, die Opstanding Sondag. En op hierdie dag wat ons Palm Sondag noem, het Jesus Jerusalem binne gegaan, reg? En hulle het palmtakke soos die, het hulle voor hom gegooi, soos hy met die donkie ingeloop het. En die skare het gesing, Hosanna, geseënd is hy wat kom
in die naam van die Here. Hierdie is die Psalm wat hulle gebruik het om te sing, Psalm 118. Dit is die Paasfees Psalm. Hulle het hom gesing, jy kan dit gaan lees hierdie week. En hulle het vir Jesus soos 'n koning verwelkom in Jerusalem. Hulle het hom soos 'n verlosser gevier en hulle het gedink hy kom om Rome te oorwin, reg? Maar eintlik het hy gekom om sonde te oorwin. En ek wil hê ons moet baie bewus wees van wat Jesus se bewegings was hierdie week. Hier op die bord sal jy sien, dit is die lydingsgedeeltes in die Bybel, in die 4 evangelies, Matteus, jy kan lees van vers 21, Markus 11, Lukas 19, Johannes 12. En as jy ernstig hierdie week, vat een van hierdie hoofstukke en lees dit deur. Gaan kyk wat het op die maandag gebeur, die kontroversie op maandag en dinsdag. Die intieme tyd wat Jesus saam sy disippels gehad op die woensdag, die laaste ete die donderdag, en toe sy kruisiging op die Vrydag. Die stilte van Saterdag en die opstanding op Sondag. Dis 'n belangrike week vir my en jou. En mag ons nooit die gewig van hierdie week onderskat nie. Wees baie bewus. Kom ons herinner mekaar van wat Jesus vir ons gedoen het en opgegee het om hierheen te kom in hierdie week. Bybel sê en historiese getuies sê vir ons dat Jesus het gekom. Hy het gesterf en hy het opgestaan en daarom lei hierdie waarheid ons om 'n lewe te lewe wat verander, wat anders lyk. Ons lyk anders as die wêreld, vriende, ek en jy. As gevolg van die krag van die evangelie. En so my tema vandag op Palm Sondag is, hy het gekom. Vrydag gaan ons kyk, na hy het gesterf. En Sondag, hy het opgestaan. As ek en jy dink aan hy het gekom, dis so wonderlik, dat ons het nie presies geweet wat ons oor hierdie Paastyd gaan preek nie, maar toe ons gepraat het oor wat ons gaan preek in die begin van die jaar, laas jaar, het ons gepraat oor die openbaring van Jesus deur die skrif, en oor die laaste 5 weke, soos julle weet, het ons gekyk na Jesus wat geopenbaar word van Genesis, deur die beloftes, die profeseë tot sy menswording in die Nuwe Testament, het ons gepraat het oor laasweek. Johannes 1 vers 14 wat sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon, en daarom weet ons dat Jesus het gekom. Amen. Ons weet hy het gekom, hy was hier. Maar het jy ooit gewonder, hoekom het hy gekom? Hoekom het Jesus gekom? Was dit nodig dat Jesus kom? Was dit nodig vir jou en vir my dat Jesus kom? Hoekom het Jesus gekom? Hoekom het hy sy goddelikheid opgegee om 'n babietjie te word, en Tannie Annelie het so mooi gesê vanoggend, sodat 'n ma en 'n pa sy windjies kan uitvryf, sy doeke kan skoonmaak. Die God van die hemel en die aarde het mens geword, vriende. Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom? Sommige redes vir sy kom sluit in dat hy het gekom om verlorendes te soek en te red, né? Hy het gekom om vir ons die volmaakte beeld te gee van disippelskap, sodat ons mekaar kan oprig in God se woord. Dis hoekom hy met disippels gestap het. Hy het gekom om vir ons te wys dat gebed verander alles, of dat wonderwerke wel kan gebeur as ons glo. Is dit die enigste rede hoekom Jesus gekom het? Is dit die hoofrede hoekom Jesus gekom het? Hoekom het Jesus gekom? Hoekom het hy sy lewe gegee? Was daar 'n groter prentjie wat God, wat buite tyd en spasie is, na gekyk het en gesê het, daar is iets groters. Hoekom die Seun van God aarde toe moet kom. En dit wat Paulus in Galasiërs 4 vers 4 en 5 doen, is hy help ons om te verstaan wat die groter prentjie is. En hy verbind dit direk aan Palm Sondag. So kom ons kyk na hierdie gedeelte. Paulus skryf hierdie brief aan Galasiërs
En daar was baie heidene wat tot geloof gekom het. Dit was nie, hierdie brief is nie lank geskryf na Jesus opgevaar het nie. So daar was heel moontlik nog Jode en heidene wat gelewe het, wat selfs ooggetuies kon wees op daardie dag van wat hier wat gebeur het. Hierdie brief. Maar Paulus het die evangelie gedeel en baie heidene het tot geloof gekom. En wat gebeur het is, dat spanning begin kom tussen die Jode en die heidene wat in Galasië gebly het, want die Jode het vir die heidene gesê, dit wat Jesus gedoen het aan die kruis, is nie genoeg nie. Julle het steeds die wet nodig. En dit ingesluit goeie soos, hulle moet nog steeds besny word, of hulle moet nog steeds die feeste bywoon, of hulle moet nog steeds sekere voedselreëls toepas. En wat Paulus hier kom doen, dis amper soos 'n wipplank. Onthou julle daai witplank? Op hierdie oomblik van tyd, toe Paulus hierdie brief skryf, en hulle help verstaan, dat dit is nie nodig nie, was die wipplank meer aan die kant, waar die Jode was meer, amper soos as ek altyd op die wipplank gesit het, saam met 'n ligte seentjie. Nie lekker gewerk nie. Soos afgaan en dan skiet hy so. Kry 'n bietjie seer. Enige iemand? Was 'n wipplank. Die Jode het probeer om die heidene slawe te hou tot die wet. En hierdie oomblik is wat dit genoem word 'n historiese verlossingsdraaipunt, hierdie 2 verse waar hierdie wipplank is besig om op te tel en Paulus probeer hulle help verstaan dat dit wat Jesus gedoen het is genoeg, want hy is die seun van God. Dis asof hy as 'n vader Palm Sondag aan hierdie heidene verduidelik het wat voor hom sit. In die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore onder die wet, sodat hy hulle wat onder die wet is, kan vrykoop. Ja, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. Hierdie skrif het 'n duidelike patroon. Sien jy dit? God neem inisiatief. Christus doen die werk en ek en jy word seuns. God neem die inisiatief. Christus doen die werk en ek en jy word kinders van God genoem. Hoe wonderlik is dit? So kom ons kyk na vers 4. Vers 4 sê in die volheid van die tyd, sodat ons 'n beter verstaan het van wat Paulus probeer doen. In die volheid van die tyd, hy probeer hierdie heidene te laat verstaan dat God se tydsbeplanning is volmaak. Dit is perfek. Paulus begin deur te sê dat Jesus het gekom op die volheid van die tyd. Of in ander vertaling sê dit die tyd wat God daarvoor bepaal het. Dit is die regte tyd. En hierdie volheid van die tyd noem historiese geleerdes, hulle noem dit 'n historiese verlossingsklimaks. So 'n groot woord, né? In Engels is dit 'n redemptive historical climax. Verlossing is nodig, maar dit was nodig op die regte tyd. Nie 'n oomblik te vroeg nie, nie 'n oomblik te laat nie. Dit was nie toevallig dat Jesus op daai tyd gekom het nie. Dit was nie per ongeluk nie. Dit was die volmaakte, soewereine tydsberekening van God. Die rede daarvoor was, koninkryke het opgestaan en geval. En in daardie tyd was Romeine in beheer van die grootlikse wêreld. Tale het oor nasies versprei. Meeste van hulle het dieselfde taal gepraat. Baie het stede verbind. Konings, filosowe, magte en helde het gekom en gegaan. En toe alles gereed was, op die regte oomblik, toe stuur God sy seun in die wêreld in.
Dit is belangrik om te sien dat hy het hom gestuur. Hy het hom nie geskape nie. Hy het hom gestuur. Hy het hom nie geskape nie. Dit was 'n missie. 'n Historiese verlossingsklimaks. En op dieselfde manier, daardie oomblik was nie toe Jesus gebore was nie. Daardie oomblik was toe Jesus homself na 3 jaar van ministry, van bediening, toe hy in Jerusalem inry op Palmsondag. En hy sê, hier is ek. Hier is ek. En hy het geweet, 'n week later sal hy aan die kruis hang. Alles het gelei tot daardie dag. En alles het verander op daardie Sondag. Het was die volheid van tyd. Vers 4 gaan aan. En Paulus sê aan hierdie heidene, in die volheid van tyd het God sy seun gestuur. Hy het gekom. Ons het verlede week en die weke voor dit, het ons gekyk na Jesus wat wel gekom het. Hy het nie geskaap op daai oomblik nie, hy is gestuur, hy het gekom. Dit beteken dat Jesus het nie in Bethlehem begin nie. Hy het reeds bestaan, hy is ewig en hy is goddelik. Maar dan sê dit, hy is gebore uit 'n vrou. Volkome God, maar ook volkome mens. Nie half en half nie. Heeltemal albei. Hy was heeltemal God, maar hy was heeltemal mens. God het mens geword. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. En op daardie Sondag, op Palmsondag, onthou ons hoe Jesus, wat volkome mens was, met die emosies van 'n mens, het hy Jerusalem binne gegaan. Nederig, sagmoedig, maar tog angstig oor wat voorlê. Op 'n donkie. Matteus 21 vers 5 sê, kyk, jou koning kom na jou toe, en hy is nederig, en hy ry op 'n donkie. En dan gaan Paulus verder in hierdie vers 4, en hy sê, hy is uit 'n vrou gebore onder die wet. Onder die wet. Hy was gebore onder die wet. Wat beteken, hy het homself onderwerp aan die stelsel wat ek en jy as mense gebruik. Hy was onderworpe aan die stelsel van die mens. Dieselfde stelsel wat my en jou veroordeel. En Jesus kom in hierdie stelsel in, en hy lewe 'n lewe wat ek en jy moes lewe, wat ons nie kon lewe nie. En hy word doodgemaak, en hy vervul dit wat ek en jy nie kon doen nie. Hy vervul elke vereiste. Matteus 5 vers 17 sê, hy het nie gekom om die wet te vernietig nie, maar om dit te vervul. Hy het onder die wet ingekom en hy het dit nie vernietig nie. Hy het dit kom vervul. En wat dit beteken is, die wet wys vir ons die probleme uit. Hier is waar jou foute is, maar die wet kan nie vir ons die oplossing gee nie. En Jesus kom en hy vervul die wet, en hy gee vir ons die oplossing. Hy betaal die prys wat ek en jy nie kon nie. Hy vervul die wet en hy betaal die prys vir die wat die wet gebreek het. Dit is ongelooflike voorsiening tussen God en mens wat Jesus kom doen het. In Engels staan dit bekend as die substitution atonement. Jesus kom en hy vat ons plek. Hy gee homself en hy vat ons plek. Hy haal ons uit daai plek uit en hy vat ons plek. En dit is basies wat vers 5 sê. Paulus verduidelik aan hierdie heidene van vers 5 af, sodat hy hulle wat onder die wet is, kan vrykoop. Dit is 'n verlossingsmissie. Dit is Christus wat aarde toe gekom het om ons te kom verlos. En hierdie woord vrykoop het Paulus baie spesifiek gebruik, want daai woord vrykoop was marktaal.
Dis wat hulle in die markte gebruik het. Mense wat geld gehad het gegaan na die mark toe en dan kon hulle vir hulle slawe gaan koop het. Jy kon 'n slaaf koop en dan kon hy in jou huis gaan werk of jy kon hom laat vry word. Jy kon hom vrylaat. Vrykoop was marktaal om slawe vry te koop of om terug te koop met 'n prys. Maar jy moes 'n prys betaal. So hoekom het Jesus gekom? Om ons vry te koop, vriende. Hy het gekom om jou en my vry te koop. Ons was nie net verlore nie. Ons was slawe. Ons is onder die wet. Ons was onder sonde. Ons was verslaaf aan sonde. Ons was onder veroordeling as gevolg van die wet. Dit is wat jy verkeerd gedoen het. So daarom is daar geen ander opsie nie, maar jy het nodig om dood te gaan, want jy het iets verkeerd gedoen. Dis wat die wet doen. En hoe koop jy slawe los? Hoe koop jy 'n slaaf los? Jy koop terug teen 'n prys. 'n Prys moes betaal word. En Jesus het die prys betaal. Jesus het die prys betaal. Met sy eie lewe, nie met goud of silwer nie. Hy het betaal met sy eie lewe. Hoor gou wat sê 2 Korintiërs 5 vers 21. Dit sê hy wat nie sonde geken het nie. Hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak. Jy oor hierdie vers gedink? Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak. Jesus het die totale prys betaal van sonde. Die totale prys. Deur sonde te word. Dit beteken nie Jesus het al die sondes gedoen nie. Hy het nie sonde gedoen nie. Hy het sonde geword. Die gewig van sonde het op hom gaan rus en hy het dit geword. En sy diepste lyding was dat God hom totaal en al verlaat het. Gaan lees hierdie tydperk, hierdie passieweek. Gaan lees hierdie gedeeltes en wanneer jy by die gedeelte kom waar Jesus bid in die tuin, sal jy sien dat Jesus het op daai oomblik het sy sweet al begin bloed word, nog voordat daar enigsins 'n kats geval het Jesus al begin bloed sweet. Was daar angstigheid? Here, asseblief, kan hierdie koppie verby my beweeg? Hoekom het Jesus dit gesê? Van die goddelikheid, sy Vader, die Seun van God, God het hom verlaat. Hy het hom verlaat. Totaal en al. Want God kan nie in dieselfde plek wees as sonde nie. En sy Seun het sonde geword. Sodat hy in ons plek die vervloeking kan wees. Hy het sonde geword. En daarom sê die evangelie, dit is belangrik om te hoor wat die gospel, die evangelie sê, volmaakte geregtigheid is bevredig. En ons is bevry van die heerskappy van die duisternis. Ons is bevry van sonde. Omdat hy die prys betaal het, kan ons sondes vergewe word. Op Palmsondag het die skare geskree, Hosanna! Hulle het hierdie palmtakke gevat en hulle het geskree, Hosanna! En as jy gaan kyk in daai Psalm 118, Hosanna het beteken, red ons! Die koning kom in, red ons! En hulle het palmtakke voor hom gegooi, van die koning is hier, hy gaan ons red! Red ons! Op die regte oomblik het God ingery in Jerusalem. En die skare het geskree, red ons. Want hulle wou gered gewees het van Rome. Hulle wou 'n land op hulle eie wees. Maar God het hulle gered van sonde. Jesus het hulle gered van dood. Sy redding was baie dieper as net 'n politieke redding, vriende. Wat ek en jy soms ook na skree en smag. Finansiële redding, verhoudingsredding,
Redding wat ek en jy elke dag na toe skree. Jesus kom en hy red ons van sonde. En hy koop ons vry. En in hierdie oomblik laat Paulus hierdie heidene weet, dis nie al nie. Hy het nie hulle net vrygekoop en soos weeskinders gelaat en gesê, daar sê, jy's nou 'n weeskind, baie mooi, ek het jou vrygekoop, daar gaan jy nie. Vers 5 sê, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. Die Romeinse regsterm vir aanneming het beteken volle status. Volle status en erfenisregte. As jy aangeneem was as 'n Romein, dan het jy 'n volle status gehad as 'n Romein en jy het erfenisregte gehad. En hierdie was 'n onherroepelike identiteit en erfenis. Dit was vas gewees. En Paulus gebruik hierdie selfde taal om met die heidene te praat en vir hulle te help verstaan dat julle is nou aangeneme kinders van God. Dit beteken julle is seuns en dogters van die koning, van die Vader. God het jou nie net bevry nie. Hy het jou ingebring as kind. Hy het jou nie net vergewe nie, vriende. Hy het jou nie net vrygemaak nie, maar hy het jou in 'n verhouding met hom gebring as 'n seun. En dan as jy aangaan in Galasiërs 4 vers 6, jy lees die volgende vers, hoor wat sê dit, en omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy seun gestuur om in ons te lewe. Die gees in ons roep voortdurend na God, Abba, wat die Arameese woord vir vader is. Ons word kinders van hom genoem. Hy het ons kom vrykoop, maar hy het ons nie net kom vrykoop nie, hy het ons kinders van hom gemaak, sodat ons in sy koninkryk erfenisregte kan hê. Sodat ons dit wat ons by hom gekry het, vir ander kan gee, sodat hulle ook seuns genoem kan word. Toe Jesus op daardie dag op Palmsondag ingery het in Jerusalem, het hy gekies om sonde te word. Dit het vir 'n oomblik gelyk asof hy die koning gaan word, maar hy het geweet, hy gaan sonde word, sodat ek en jy seuns kan word, kinders kan word, seuns van die koning. En hier is die evangelie. Op Palmsondag het hulle 'n koning verwelkom. Hy het nie gekom om 'n troon te neem nie. Hy het gekom om 'n kruis te dra. Hy het nie gekom om gekroon te word nie. Hy het gekom om gekruisig te word. Hy het nie gekom om magtig te word nie. Hy het gekom om sonde te word, sodat jy en ek kinders kan word. Sodat ek en jy kinders kan word. Ek sluit af met hierdie kort storie. 1994 van julle weet dat ek het groot geword in die Vrystaat in 'n klein dorpie Virginia, en in 1994 op die 22ste Februarie was daar 'n modderramp wat deur die dorpie gekom het en alles weggespoel het basies. Ons was in die eerste blok, so alles was weg. God genadiglik het God ons gered. En ons hele gesin het daar uitgestap. Maar 4 uur daardie oggend, toe alles verby is, en die modder het alles gebreek, en huise lê in flarde, en mense begin skree, soek na hulle geliefdes, wonder waar is hulle eiendomme, wonder of hulle kinders by hulle is. Al wat jy hoor is 'n geskree en modder, en jy sit daar in daai gemors, en jy weet nie lekker wat aangaan nie. Was daar reddingswerkers wat 100 meter verder, miskien 150 meter verder, begin roep het. Wat hulle nie gedoen het is, hey, julle moet uitkom. Ons kan vir julle sê hoe om hier te kom. Volg net my stem. Nee, dit het hulle 4 ure gevat om deur daardie modder te hike,
150 meter om by ons uit te kom. My en my boetie as kinders, klein kindertjies, op hulle skouers te tel, my ouers wat gebreekte bene gehad het en hulle ribbese op te tel, en uit te dra vir nog 4 ure. Dis wat Christus doen. Hy kom kry ons in ons gemors. Hy kom kry ons op die plek waar ek en jy 'n redder nodig het. Hy skree nie van 'n ander plek af en skree, "Hey, hier sou jy dit moet doen. Kom 'n bietjie links." Nee, hy het sy lewe gegee. Hy het die besluit gemaak om sonde te word vir jou en my. En ons op daardie plek te kry waar ons gemors is. Kom ons sluit ons oë. Kan ek jou vra vir 'n oomblik om jouself voor te stel waar jy lê onder 'n gebou. Die gemors lê so half bo op jou. Die pyn van die hoop. En jy weet dat in hierdie oomblik het jy nie nou iemand nodig wat vir jou instruksies skree van bo af nie. Jy het iemand nodig wat afkom en jou kom help. Kan ek jou herinner vanoggend? Dis wat Jesus gedoen het. Hy het sy lewe gegee om jou daar te ontmoet. Kan ek jou net 'n kort oomblik los in daardie prentjie? Dat Jesus jou help? Dat Jesus jou daar uithaal? Kan jy sien hoe Jesus vanoggend kom en langs jou kom sit en sy arm om jou sit en sê, "Hey, jy kan dit doen. Ek het jou." Kan jy vanoggend beleef hoe Jesus in jou hoek is, aan jou kant is? Hy het sy lewe vir jou gegee. Hy het sonde geword vir jou, sodat jy 'n seun genoem kan word. En kan jy vir 'n oomblik daardie gemors vat en dit vir Jesus gee? Kan jy hom daarmee vertrou? Dat hy sterk genoeg is, groot genoeg is, magtig genoeg is om jou daar uit te haal, om jou daar uit te red.